Bybelverspreiding is nou wel nie 'n landbouaktiwiteit nie, maar dit is tog iets wat die landbou na in die hart lê. Die Gideons is 'n organisasie wat vir meer as 'n eeu al Bybels in 180 lande en in 80 tale versprei. Ons gesels vanoggend met Christo van der Schuyf, die uitvoerende direkteur van die Gideons Internasionaal, oor die organisasie en die doel en sy werking. Goeiemôre Gideon. Môre Jonne. Ek moet sê ek het hom groot geword met daai, maak nie saak wat 'n hotel, motel, plek, het jy altyd 'n Gideons Bybeltjie daar gehad. Ongelooflik. Wel is goed om te hoor as die manne hulle werk doen. Ja, ek het hulle ook gesteel. Nee, reg. Dis ook goed. Dis ook goed. Christo, verduidelik eers vir ons, kom ons begin. Wat is die Gideons? Weet jy Jonne, die Gideons is 'n organisasie vir besigheids- en professionele manne wat eintlik nie net die verspreiding van die woord op die hart het nie, maar die bekendmaak van Christus aan mense en sover moontlik juis aan hulle wat hom nie ken nie. En dit is ons hoofdoel dan ook. En wanneer dit begin, wie het dit op die been gebring? Dit gaan baie jare terug. Jy het gesê oor 100 jaar, dis 118 jaar gelede daar in Amerika. Het twee manne saam in 'n hotel gebly en begin gesels en gesê dit sou goed wees as daar 'n organisasie vir, soos hulle toe bekend gestaan het, reisende besigheidsmanne sou wees, wat seker in vandag se terme verkoopsverteenwoordigers was. En dit het 'n jaar later omgeskakel in 'n organisasie wat formeel gevestig is en ja, 118 jaar later, hier is ons. Met daai wat ek nou jou bekendstel kom is eintlik maar sê 120 jaar al. Dus oor 220 jaar is ongelooflik. Wat wil julle bereik met hierdie aktiwiteite? Ja, soos ek nou gesê het, die enkele doel wat ons het is om Christus aan die mensdom bekend te maak en so wyd moontlik. En dan, dit is altyd lekker om te sien dat dit nie net 'n Bybel in 'n hand is nie, maar dat iemand daarop reageer en uiteindelik sy hart vir die Here gee. En ons het nou gehoor in 180 lande. Is dit dis omtrent daar's maar net so oor die 200 lande in die wêreld, so dis amper wêreldwyd waar jy is. Ja, die son gaan nooit onder oor die werk van die Gideons nie. Ons is eintlik al in 200 lande op hierdie stadium. Ja. So daar's nog so in die 20 lande waar ons moet kom en dis nou maar meestal jou moslimlande wat nou nie regtig van die Christendom hou nie. En dan in China is ons aan die begin om te kom, maar ja, dis waar ons besig is. Kry julle nog 'n moeilikheid sê net maar weet omdat dit kan kontroversieel wees, selfs privaat maatskappye of 'n groep wat sê ons wil nie dit in ons kamers hê nie of so iets. Kry jy dit meer en meer? Dit gebeur wel en dit is sekerlik maar ook in Suid-Afrika deel van die omstandigheid waar ons werk. Maar in Suid-Afrika het ons toegang tot omtrent 95% van skole wat seker een van die hoogste koerse in die wêreld is. Baie dokters en spreekkamers en prokureurs oral waar ons plaas bel ons om te sê luister julle Bybels is op. So is nie net jy wat daai Bybels neem nie. En dis juist ons is gemaklik as ons goed gesteel word. Ja, dis 'n feit. Hy moet travel. Absoluut. Hy Bybel moet voete kry. Julle moet amper Bybels met voete noem. Hoeveel mense het julle in diens en hoe word hierdie mense geïdentifiseer? Ja, nee, eintlik is daar baie min mense voltyds in diens soos wat ek nou self is, maar daar's 300 000 mense wêreldwyd betrokke as lede van die Gideons. So in daardie 200 lande, 300 000 wat deurlopend aan die woord plaas in omtrent 43 verskillende plasingsplekke, soos skole en hospitale en gevangenisse. Dan hotelle waarvoor ons, ek dink die bekendste is ja. Maar dis maar 3% van ons totale plasings. Jy sien, ek dink dis wat die persepsie wat ouens nie het nie. Want ek het gedink dis net hotelle. Mense besef nie hoeveel meer julle doen as dit nie. Ja, om vir 'n idee te gee, in Suid-Afrika meer as 80% van dit wat ons plaas gaan na skole toe en spesifiek na graad 8 leerders toe. Dit is ongelooflik. Maar die hotel ding het altyd dink ek vir my gewerk. Dis 'n plek wat mense baie keer ou is depressief, hy's oorwerk, hy kort hoop. Jy weet hy lê daar, hy is so moeg vir die hotel lewe en jy weet en hy begin lees. Ongelooflik. Ons gaan selfs nou verder. Kom ons kyk nou eers wat op die landbou kalender voorlê.
Ons gesels nou verder met Christo van der Skyf oor die Gideons Internasionaal se doel en late. En soos jy nou gehoor het, ek het jou amper Gideon genoem. Is daar mense wat jou Gideon noem? Ek is meneer Gideon in Suid-Afrika. Yes, dit is. Ek gaan so Gideon. Hoorie, presies hoe werk Bybelverspreiding deesdae? Ons het nou vinnig gepraat. Jy weet 3% is maar hotelle, jy sê baie skole, maar kan iemand jou nader en sê ons het 'n landbouskou. Ons wil graag vir ons Bybels gee. Kan hulle switch doen? Maar soos ek gesê het, ons het eintlik so 43 verskillende spesifieke plasingsplekke. Maar met die inisiatief wat ons deesdae het van vriende van die Gideons, kan mense aansluit as vriende en dan het hulle toegang tot Bybels deur ons. Ja, dit sal nou die sakgrootte testamentjies spesifiek wees. Ja. Maar dis ook om onthou, die klein Bybeltjie, ek het hom nou nog. Ek het ook daai ene wat die mossie in het in die weermag gekry het. Ja, maar die tannie wat so die Maar was jy in die weermag? Ek was in die weermag, kan jy net glo? Ja, nee, ek was daar en ek het ook geld vir Bybels ingesamel in die Kanaries. Maar wat vir my altyd vreemd was, het ons het die weermag 1.2 miljoen gekos en ons het 200 000 ingesamel vir Bybels. Toe dog ek, maak ons konserte net midden en gee die 1.2 miljoen vir Bybels. Is daar, praat nou van dit, julle befondsingsmodel. Jy weet, hoe word dit moontlik gemaak? Ja, Jonay, oor jare was dit maar altyd ons lede self wat meeste van die fondse bygedra het. Maar in die laaste klompie jare in Suid-Afrika met die rand wat in waarde gehalveer het, moet ons begin kyk al meer na die kerke toe wat ook 'n groot deel bydra en dan spesifiek na ons vriende inisiatief waar ons mense na buite sê raak betrokke by die Bybelverspreiding en raak 'n vriend van die Gideons in spesifiek. Is daar lande waar jy meer sukses met die tipe proses het as ander lande? As dit Bybelplasings is, ja, daar's definitief lande waar ons baie meer lede het. Byvoorbeeld in Indië op hierdie stadium, met 4% van die bevolking wat Christene is, plaas hulle 16 miljoen Bybels op 'n slag. En Brasilië byvoorbeeld het al 'n groot hoeveelheid Bybels geplaas. So in jou westerse lande snaaks genoeg, soos wat ek dink ons maar weet, is die kerk besig om agteruit te gaan en daar raak dit moeiliker om selfs net lede te kry. Maar in Suid-Afrika is ons nog baie gelukkig dat ons dit wel ook goed reg kry. Dis amper asof ons bederf is. Jy weet jy kan enige plek net instap en jy kry 'n Bybel. Daar's nie, jy weet daar's nie vervolging nog nie. Dit raak te maklik en nou raak vinnig laks. Absoluut so. Weer 'n keer, ek dink die Christendom in Suid-Afrika besef nie hoe moeilik dit is nie. Lande soos Indonesië is daar van ons lede wat deurlopend vervolg word en daar selfs Gideons oor die jare oorlede in Indonesië en soortgelyke lande. Sjoe. Is daar tendense wat julle agterkom in terme van Bybel lees dat mense minder lees of hulle soek dit meer digitaal? Ja, dis twee tendense wat jy aanraak daar. Ek dink die Bybel is so relevant vandag soos dit deur al die eeue was. Eintlik dalk meer so vanweë die tyd waarin ons leef. So dis definitief dat mense nog steeds na die Bybel toe gryp. En dan ja, die jonger generasie soek hom op hulle foon en daar's ook 'n Gideons app met die Bybel op. So ons probeer by die tye bly, ja. Ja, ek het nie geweet daar's 'n app nie. Dink so praat van dit, so waar kan mense meer van julle uitvind? Soos na daai app en dan webblad. Ja, ek dink die maklikste is om na ons Facebook profiel te gaan wat ek glo op Veeplaas se Facebook ook gelink is. En dan ons webblad is gideons.co.za en dit gaan vir jou die maklikste toegang tot ons gee. Ons behoort binne 'n dag se tyd terug te kom na enigiemand wat betrokke wil raak. Maar net op 'n persoonlike vlak, hoe het jy beland by die Gideons en hoe lank is jy nou al daar? Man, my pa is nog steeds 'n Gideon en ek was 21, ek het net my graad klaar gehad en toe het hy eendag vir my gesê, luister, kom gou saam na Denee toe. Nou ja, die res is geskiedenis. Ek is eintlik daarin geboelie en ek kla nie daaroor nie. Maar ek is uitsonderlike jong Gideon gewees want Gideons lyk nie soos ek nie. Ja, ek wou nou net sê. Maar daar's 'n groeiende jong generasie van Gideons wat ook deurkom. So ja, dis my geskiedenis en ek dink ek wil juis jonger manne en dan spesifiek die boere aanmoedig om betrokke te raak by die Gideons. Ons het hulle nodig om die werk te kan doen. Ja, en ek dink as mens nog steeds kyk, ek bedoel die Bybel dink is die mees gedrukte boek in die wêreld nog steeds. En as mens weer eens ook vat boere, die manier hoe hulle naby die natuur leef en aan die Here leef is altyd. Jy weet ek dink is iets wat hulle na in die hart is. Chris, baie dankie. Ek hoop jy het vir ons almal 'n Gideon Bybeltjie gebring, anders gaan ek baie teleurgesteld wees. Ek gaan vir jou een laat kry. In jou kattebak. Baie dankie vir die sangkuier. Dankie Orne. Dit was Christo van der Skyf, uitvoerende direkteur van die Gideons Internasionaal.